Goeiemôre, ek is Loot Jooste en ek groet u uit 'n heerlike herfsdag hier uit Bloemfontein. Ek hoop dit gaan goed met u almal en dat u die laaste paar dae van die herfs nog geniet. Ons skriflesing vanmôre is 'n samestelling uit Markus 10 vers 46 tot 52 en Lukas 18 vers 35 tot 43. Dit handel oor die blinde man van Jericho, of ook soos hy ook bekend staan as Bartimeus, die seun van Timeus. Ek lees vir u uit die woord van die Here. Daarna kom hulle in Jericho aan. Dit is nou Jesus en sy volgelinge. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Die mense wat vooruitgeloop het hom bestraf om hom stil te kry, maar hy het eerder nog harder uitgeroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm u asseblief oor my. Jesus het gaan staan en gesê: roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: hou moed, staan op, Jesus roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, dit wil sê leermeester, sê die blinde man vir Jesus. Dat ek kan sien. Jesus sê vir hom: jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het op die pad agter Jesus aangegaan en God geloof. Die hele volk wat dit gesien het aan God die eer gegee. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Kom ons maak die oë toe, ons nader tot God se troon. Almagtige Here God, in die naam van Jesus Christus, die enige gebore seun, en onder leiding van die kragtige werk van die Heilige Gees, kom ons vanmôre na u toe om te kom hoor wat u vir elkeen van ons wil sê. Here, laat ons ore oopgaan, maar ook ons harte, sodat ons kan hoor wat die boodskap is wat u vir elkeen van ons wil bring vanmôre. Daar waar ons gaan praat vanmôre, Here, oor geloof en onvoorwaardelike oorgawe aan u. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, voordat ons aangaan met ons studie oor geloof, wil ek net 'n oomblik stil staan by die gebeure by die Jericho, toe Jesus op pad was Jerusalem toe vir sy kruisiging. Hierdie gebeurtenis van die genesing van die blinde man Bartimeus deur Jesus is een van die grootste bewyse wat 'n kinderlike geloof in Jesus Christus in 'n mens se lewe kan doen. Hierdie gebeurtenis het so impak gelaat op die evangelieskrywers dat Matteus, Markus en Lukas daarna verwys. Matteus vertel van 2 blindes, maar ons lees net van 1 in Markus en Lukas. Ongeag of dit nou 1 of 2 blindes was, die reaksie is dieselfde van die persoon of persone in nood, soos wat dit aangeteken is deur die 3 bogenoemde evangelieskrywers. Jericho, wat deur die Israeliete verwoes was met die intog in Kanaan, jy sal onthou, hulle moes 7 keer die laaste dag om Jericho stap toe die mure ingeval het, is deur die Herodes die grote herbou en was 'n gewilde vakansiestad in die woestyn van Judea. Dit was ook nie ver van die oorgangspunt oor die Jordaanrivier na Jerusalem toe nie. Jesus was op pad Jerusalem toe en sou deur Jericho moes gaan nadat hy die Jordaanrivier by Perea oorgesteek het. Nou, bedelaars het dikwels naby die stede langs die paaie gesit, omdat hulle geweet het dat daar baie mense verbygaan. Die meeste bedelaars was gestremdes en kon dus nie self werk en iets verdien nie. Blindheid is selfs deur die mense van daardie tyd as 'n vloek beleef. Hulle probleme kon gewoonlik nie opgelos word nie, en die ander mense het dikwels gerieflikheidshalwe vergeet dat hulle veronderstel was om vir die behoeftiges te sorg. Daar was dus nie veel hoop dat so 'n bedelaar ooit uit daardie vernederende omstandighede sou ontsnap nie. Hierdie blinde bedelaar
Bartimeus het egter sy hoop gevestig op Jesus, wat hy as seun van Dawid aanspreek. Hy het sonder om skaam te wees geroep om Jesus se aandag te trek. Jesus, die Messias, is dikwels as seun van Dawid aangespreek, omdat al die Jode geweet het, dat die Messias 'n afstammeling van koning Dawid sou wees. Die feit dat Bartimeus, seun van Timeus, die voorvoegsel bar voor die naam Timeus beteken net seun van. Dit wil sê die feit dat Bartimeus Jesus as seun van Dawid aangespreek het, dui daarop dat hy besef het dat Jesus die Messias was. Hy is genees omdat hy in die Messias geglo het. Hy het na Jesus geroep omdat hy geglo het dat die Messias blinde sou kon genees as hy die dag kom. Jesaja 35 vers 5 sê vir ons: van die gevolge hiervan sal wees dat blinde mense sal kan sien en dowe mense sal kan hoor. Jesaja 42 vers 7: jy sal die wat blind was laat sien. Ons sien dus hier dat Bartimeus het reeds 'n kennis van die geskrifte gehad. Dit wil sê die Ou Testament soos ons dit vandag ken, want dit is gereeld in die tempel op elke Sabbatdag voorgelees. Hierdie blinde Bartimeus kon geestelik sien dat Jesus die lang verwagte Messias is, terwyl die godsdienstige leiers wat Jesus se wonderwerke fisies gesien en beleef het, geweier het om hulle geestelike oë vir die waarheid oop te maak en te sien wie Jesus werklik is. As 'n mens met jou oë kan sien, is dit nog geen waarborg dat jy met jou hart kan sien nie. Hoewel Jesus baie besorg was oor die dinge wat vir hom voorgelê het in Jerusalem, het hy gaan stilstaan en aan die disippels gedemonstreer wat hy bedoel het toe hy van naaste diens gepraat het. Jesus het gaan stilstaan by Bartimeus en aan hom gesê: goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered. So belangrik hierdie antwoord wat Jesus vir hom gegee het. Goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered. Ons kan sien deur ons geloofsoë. Dit is so belangrik dat ons moet besef dat wanneer ons geloofsoë oopgaan deur ons Here Jesus Christus, dan kan ons sien die verskil tussen die sonde en die nuwe lewe. Is interessant dat hierdie man roep na Jesus en Jesus dit vir hom sê, jou geloof het jou gered. Wat 'n bonus is. Roep na Jesus in die geloof om die waarheid te kan sien en jy sal gered word. Ons kan net gered word as ons na Jesus roep in die geloof. Handelinge 16 vers 31. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Bartimeus het geglo wat in die skrifte staan, dat wanneer die Messias, die gesalfde van God, Jesus Christus kom, dat hy sal kan sien. Hy het geglo dat Jesus sal fisies sy blindheid van hom af kan wegneem. Romeine 10 vers 13 sê vir ons: want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe desperaat jou situasie ook al mag wees, as jy in die geloof na Jesus roep, dan sal hy jou help. Nou kom ons by ons besprekingspunte vir vandag oor aangaande geloof. Nou, ek wil vandag net 'n bietjie stil staan by twee belangrike elemente van geloof. Die eerste element waarna ons gaan kyk is vertroue op God en toewyding aan Christus. En ons begin daar uit Genesis uit, aan die begin van die Bybel. Genesis 15 vers 6. Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Tot sover ons aanhaling uit Genesis 15 vers 6. Nou Abraham se geloof word voorgehou as die model wat nagevolg moet word. Daarom word Abraham ook genoem die vader van geloof. Geloof is nie 'n werk waardeur 'n mens iets verdien nie. Dit is 'n antwoord op genade wat reeds aangebied is. Dit is om God se toekoms te vertrou ten spyte van die onhoudbare Here. Ek wil weer hierdie gedeelte vir u sê, want u moet dit verstaan.
Dit is om God se toekoms te vertrou, ten spyte van 'n onhoudbare hede. En vertroue dat God die Here sal verander en die toekoms tot 'n nuwe lewe sal rig, 'n beter lewe, 'n lewe saam met hom. Daarom is geloof nie 'n probleem van die ongelowige nie, maar juis van die gelowige. Hulle wat reeds in geloof na Jesus gekom het, maar wat soms nog twyfel. Dis nie 'n probleem van 'n ongelowige nie, maar is juis 'n probleem van 'n gelowige. Dit is ook nie die reaksie van die mens sonder probleme nie, maar eerder van diegene wat gebuk gaan onder onsekerhede, kwellings, pyn, angs en sovoorts. Dit wat nie lekker is vir die mens nie, of wat nie goed is vir die mens nie. Romeine 3 vers 22 sê vir ons, mense wat in Jesus Christus glo, word nou deur God van hulle sondes vrygespreek. Dit geld vir elkeen wat glo. Sondes vrygespreek, dit beteken, God sê vir jou, gaan, jou sondes is verlos, jou sondeskuld is klaar betaal, ek vind jou onskuldig, jy is nie meer skuldig aan jou sondes nie, jy word vrygespreek, dit is soos in 'n hof, waar die regter vir jou sê, gaan, jy word vrygespreek van jou verkeerde dade. So sê Paulus vir ons in Romeine 3 vers 23, mense wat in Jesus Christus glo, word deur God van hulle sondeskuld vrygespreek. Dit geld vir elkeen wat glo in Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker. Nou hier skryf Paulus oor die wonderlike daad wat plaasvind. Jesus betaal vir my sonde. En omdat ek glo dat Jesus dit gedoen het en my sondes bely, spreek God my vry. Daarvan enkel en alleen omdat ek glo in dit wat Jesus gedoen het op Golgotha en ook in sy opstanding daarna. Hierdie vryspraak is beskikbaar vir elkeen wat glo, ongeag van hierdie persoon se afkoms, agtergrond, gedrag of hierdie persoon se verlede. Dit maak nie nou meer saak nie. Jy's onskuldig, jy's vrygespreek deur God daarvan. Die bepalende faktor is dat jy die leegheid van jou eie hande besef, die leegheid dat daar geen redding vir jou in jou hande is nie. Jy moet dit besef. Nee, nou ontvang jy met hierdie leë hande, ontvang jy die geskenk wat God in Christus aan jou gee, in die geloof dat jy die ewige lewe het met daardie leë hande. Jy aanvaar nou die geskenk van die ewige lewe, wat Jesus Christus op Golgotha vir jou bewerkstellig het. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, wat beteken dit om op God te vertrou, is die vraag wat hy vra. Dan kom hy met die antwoord, geloof of vertroue in God, beteken om nie een oomblik te twyfel. Ek sê weer, die Hebreërs skrywer sê vir ons, geloof of vertroue in God beteken om nie een oomblik te twyfel nie, dat hy sy belofte sal hou, en om daaraan uit te sien nie. Ons kan dit wel nie nou al sien nie, maar ons weet verseker, dat dit sal gebeur. Sover die aanhaling uit Hebreërs 11 vers 1. Nou die Hebreër skrywer wys ons daarop, dat ons geloof werk in opsigte van die beloftes van God in ons lewens. Dit werk soos 'n transportakte ten opsigte van 'n eiendom. Dit waarborg dat ons die besitters is van God se beloftes. God se beloftes is dus in hierdie bedeling nog onsigbaar. Dit is sake soos vergifnis van sonde, ons ewige vryspraak en ons verlossing. Dit is alles nog onsigbaar. Ons het dit nog nie in ons hande nie. Wat ons egter wel het, is die transportakte, die wete, die geloof van die verwerkliking van daardie beloftes. Dit is soos, ons het Jesus het vir ons gesterf aan die kruis op Golgotha. En ons wat daarin glo, ons ontvang van God hierdie transportakte, hierdie geloof daarin, deur die werking van die Heilige Gees. Jou geloof moet vir jou die realiteit wees van alles wat God beloof het. Ek sê weer, jou geloof moet vir jou die realiteit wees van alles wat God beloof het. Hierdie geloof
is net afkomstig van die werking van die Heilige Gees. Hy wat met jou wedergeboorte getuig teenoor jou gees, dat jy kind van God is. Die volgende element van geloof waarna ons gaan kyk is, ons moet 'n ware kennis van God en Christus hê. Nou waarhede omtrent ons geloof is belangrik. En ons sien in 1 Timoteus 3 vers 8b tot 9 skryf Paulus vir ons, verder moet die diep waarhede van God waarin julle glo, julle hele lewe volmaak. Julle moet opreg wees en niks moet julle gewete pla nie. En daarom moet die ware kennis van God en Christus op kennis van die Bybel gegrond wees. Paulus sê vir ons baie duidelik, wanneer hy in die brief aan Timoteus skryf, dat dit is belangrik, dat die diep waarhede van God, waarin ons glo, moet ons lewe volmaak. Dat ons moet opreg wees, en niks moet ons gewete pla nie. Maar daarom moet hierdie kennis van God en van Christus, daardie kennis moet op die Bybel gegrond wees. Ons het die Bybel, en ons moet die Bybel lees, en ons moet die Bybel ons eie maak. 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Dit is so belangrik. Ons moet 'n regte lewenswyse kweek. En ons kan 'n regte lewenswyse net kweek wanneer ons die woord van God bestudeer. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat is die belangrikheid van die Bybel vir die gelowige? Wat Paulus hier skryf aan Timoteus, het hy net in opsigte van die Ou Testament bedoel. Onthou, daardie tyd was daar nog nie 'n Bybel gewees nie. Ons kan die uitspraak egter ook op die Nuwe Testament van toepassing maak, al het dit eers as 'n bundel van boeke na Paulus se tyd ontstaan. Die Bybel is tegelyk 'n goddelike en 'n menslike boek. Dit is nie meer net 'n versameling verhale en getuienisse van mense oor God nie, maar eerder is dit 'n versameling geskrifte waarin en waardeur God homself aan mense bekend maak, en ook bekend maak hoe hy wil hê dat mense se verhouding met hom moet wees, hoe mense se verhouding met hulle self moet wees, en hoe mense se verhouding met mekaar moet wees. Ek sê weer vir u, dit is nie meer net 'n versameling verhale en getuienisse van mense oor God nie, maar die Bybel is 'n versameling geskrifte waarin en waardeur God homself aan mense bekend maak, en ook bekend maak hoe hy wil hê dat mense se verhouding met hom moet wees, hoe mense se verhouding met hulle self moet wees, en hoe mense se verhouding met mekaar moet wees. Die menslike sy van die Bybel kom onder andere daarin uit, dat die Bybel nie uit die hemel geval het nie. Dit is 'n versameling boeke in die Bybel wat oor die eeue ontstaan het. En God het verskillende mense, elkeen met hulle eie agtergrond, geaardheid en vermoëns gebruik om die verskillende boeke te finaliseer. Omdat die Bybel 'n goddelike boek is, kan net 'n gelowige wat die leiding van die Heilige Gees soek, die werklike sin daarvan verstaan. Omdat die Bybel ook 'n menslike boek is dit nodig om die gewone reëls vir die staan van geskrewe dokumente, briewe, geskiedenis en gedigte te gehoorsaam, wanneer 'n mens 'n bepaalde gedeelte wil verstaan. Dit is belangrik dat 'n mens 'n kennis sal hê van hoe briewe geskryf word, hoe 'n artikel geskryf word oor geskiedenis, hoe 'n gedig saamgestel word. Want wanneer 'n mens hierdie tegniese aspekte verstaan van die geskrifte, dan kan jy ook 'n beter begrip hê van wat die gedeelte vir jou wil sê. Om te begryp wat God in die Bybel aan jou openbaar, het jy dus enerzijds die Heilige Gees se leiding nodig, en anderzijds wil God hê dat jy die verstand wat hy aan jou gegee het, inspan om op die verantwoordelike wyse met die Bybel om te gaan. Nou, ware kennis van God en Christus is ook nodig, sodat ons waardig vir ons geloof kan stry. Hoeveel van ons stry nie vir ons geloof nie.
Hoeveel van ons luister na die dwaallering wat mense ons vertel. Ons luister na hoe die mense rondom die waarhede van die Bybel praat, maar ons sê niks nie. Hoekom? Omdat ons nie ware kennis van God en Christus het nie. Die Bybel sê vir ons, ware kennis van God en Christus is nodig, sodat ons waardig vir God en vir die geloof kan stry. Judas vers 3b is die laaste boek in die Bybel net voor Openbaring. Judas skryf hier, maar nou voel ek my verplig om julle met 'n brief aan te spoor, om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Judas het geweet daar's 'n stryd. Hy het geweet ons moet opstaan vir ons geloof. Daardie geloof wat deur God uit genade aan ons geskenk is. Nou geloof hang nie sommer net in die lug nie. Dit is gebaseer op die leerstellings waarin mense op grond van die Bybel glo. Dis waar ons leer van ons geloof. Ons moet dus die Bybel ken. Ons moet dus die Bybel verdedig wanneer dit nodig is. Want die Bybel is die begin van ons geloof deur die werking van die Heilige Gees. Die waarheid van die Bybel mag nooit in die gedrang kom nie. Want dit is waar ons die ware feite rondom Jesus en ons verlossing leer. Die Bybel is deur God geïnspireer en mag daarom nie verdraai word nie. Verdraaiing van die Bybelse waarhede lei tot verwarring en dit maak dat mense nie meer seker is oor die pad wat na die ewige lewe lei nie. Judas het dus besluit om eers sy lesers op die regte pad te bring voordat hy oor die verlossing vir hulle skryf. Daarom vestig hy hulle aandag opnuut op die basiese elemente van geloof. As hulle dit in gedagte hou, is die pad na verlossing soveel duideliker. Kom ons vat gou saam. Die twee basiese elemente van geloof behels is die volgende: vertroue op God en toewyding aan Jesus Christus. En in die tweede plek, ware kennis van God en Christus. En hierdie twee elemente is interafhanklik van mekaar. As jy nie die kennis van God en Christus het nie, kan jy onmoontlik vertroue in God hê en toewyding aan Jesus Christus betoon. Jy moet dus ware kennis en vertroue en toewyding oor God en Jesus Christus loop hand en hand om jou geloof te versterk. Ons moet ware kennis hê van God en Christus wat ons verkry in die Bybel deur die werking van die Heilige Gees. En ook is hierdie kennis nodig sodat ons waardig vir ons geloof kan stry teen die dwalinge. Hoe gaan jy jou geloof verdedig as jy nie weet wat die Bybel daaroor sê nie? Nou kom ons by die vraag op: hoe kom ons tot geloof? Hoe kom enige mens tot geloof? Of beter gestel, soos Jesus gesê het, niemand kan die ewige lewe ontvang as hy nie wedergebore word nie. Hoe word 'n ongelowige wedergebore? Nou die sleutel tot die ewige lewe is om in Jesus Christus alleen daarvoor te vertrou. Handelinge 16 vers 31 wat ons al weet van tevore aangehaal het vandag. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Geloof is meer as slegs verstandelike of intellektuele kennis oor Jesus. Mense mag soms sê dat hulle in Christus glo, maar wat hulle bedoel is dat hy geleef het, gekruisig is, opgestaan het uit die dood. Net soos wat hulle glo in Nelson Mandela, dat hy geleef en gesterf het. Maar hulle leef nie soos 'n gelowige nie. Jakobus 2 vers 19 sê vir ons duidelik: glo jy dat daar net een God is? Dit is reg so. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder van angs. En hoekom sidder hulle van angs? Want hulle wil nie wegdraai van hulle opstand teen God nie. Geloof is ook meer as net 'n hier en 'n nou. Dit wil sê 'n tydelike geloof. Net wanneer ons dit nodig het, dan gebruik ons die rooi telefoontjie van geloof. Baie van ons bid tot God in tye van nood, siekte, finansiële krisisse, beproewinge en so voort. Die probleem is dat ons bid solank die nood daar is, maar ons hou op bid sodra die probleem verby is. Al hierdie behoeftes het net een ding in gemeen. Hulle is tydelik van aard. Geloof in Jesus Christus vir tydelike dinge is goed, maar dit kan niemand red nie. Volle oorgawe aan Jesus Christus, dis al. Dit is reddende geloof.
Ek wil vir die aanhaling uit die Bybel uit dit aanhaal. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Dit wil sê, wanneer ons net vir die tydelike dinge, vir die dinge van nou in Jesus Christus glo, as ons geloof net daarvoor is, dan is ons bejammerenswaardig. Bejammerenswaardig beteken, ons is eintlik daar dat mense ons moet jammer kry, omdat ons nie ons verstand gebruik nie. Reddende geloof is om op Jesus Christus alleen te vertrou vir die ewige lewe, en vir altyd daarvoor te vertrou op hom. 'n Mens kan slegs sê, ek glo in Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Uit jouself kan jy dit nie doen nie. Indien jy vandag deur die werking van die Heilige Gees gelei word om die lewe aan God oor te gee, of net weer by hernuwing die lewe aan God toe te wy, erken dat jy nie sonder Jesus kan leef nie, dat jy sonder Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het as die verlosser. Bely jy sondes en vra vergifnis daarvoor. Bely jy onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sonde slegs vergifnis is deur die kruisdood van die Here Jesus Christus. Vra dan dat God die Vader jou sonde sal vergewe. Ons moet ons sondes teenoor God bely en ons moet vir God vra vir vergifnis van sonde. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek daarmee. Laat staan daardie sondes, daardie gewoontes, daardie sondige gewoontes en daai sondige leefwyse wat strydig is met die wette en die verordeninge en die wil van God. Spreuke 28 vers 13 waarsku vir ons baie duidelik. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê permanent daarmee breek, sal genade ontvang. Breek met jou sonde en jy sal genade ontvang. Probeer jou sonde wegsteek en jy moet niks goeds van God te wag te wees nie. Nooi Jesus in jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. As jy nou die lewe aan die Here wil oorgee, deur permanente breek met die sondige bestaan, en sodoende die ewige lewe van God as 'n gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir jou voorgaan in die gebed. En ek wil tog vir u vra, as u nie ernstig is om 'n kind van God te word nie, as u nie wil breek, ek sê weer, as u nie wil breek met u sondige leefwyse nie, moet dan hierdie gebed nie bid nie, want u sal sien later hoekom ek so sê. Doen dit net as jy waaragtig wil breek met jou sonde en 'n kind van God wil wees. Ek gaan vir die voort in gebed. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, dat hy na 3 dae in die graf deur die boornatuurlike kragte uit die dood opgewek is, en as 'n oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan, nou aan u regterhand sit. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde, ek bely dit vandag teenoor u, en vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe, dat u my sal reinig met die kosbare bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het, in geloof in Jesus Christus alleen. Amen.
As hierdie gebed, wat jy nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Almal, aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan nou en getuig oor wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag en gaan saai die goeie saad van die evangelie van jou eie klein huiskringetjie af tot daar waar jy in die wêreld beweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur jou gehoorsaamheid aan God. Matteus 10 vers 32. Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik. Maar om reg te praat oor die Here is net so baie belangrik. Gaan lewe nou 'n lewe van dankbaarheid teenoor God en doen die goeie werke. Nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Gaan groei in jou geloof. Dit is so belangrik dat ons sal groei in ons geloof. Die Christen gelowige is 'n nuwe skepping, want hy of sy is nuut gebore uit die Heilige Gees van bo. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons so mooi, daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Ekskuus tog. Die ou dinge is verby en die nuwe het gekom. Ons begin nuut te lewe wanneer ons begin praat oor ons verhouding met die Here Jesus en ook deur die volgende te doen. Trek die ou sondeklere uit en trek die nuwe geloofsklere aan. Lees jou Bybel elke dag, beginnend by die Johannes Evangelie. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges sodat jy saam met hulle kan groei in jou geloof. Indien u nie breek met u sonde of sondige leefwyse nie, is u bekering of u wedergeboorte 'n klug, en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of ongelowige nie. Die hel is u voorland. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld, die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8, ek het vir u gesê, as u nie werklik u lewe wil oorgee aan die Here Jesus Christus nie, moet dan nie daardie gebed van oorgawe bid nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8 sê vir ons, moenie julle self mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die sonde, die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as 'n oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. 1 Johannes 5 vers 10 tot 12 sê vir ons, wie in die Seun van God glo, hou hier diep binne hom aan hierdie getuienis van God vas. Daaruit put hy baie motivering. Wie God egter nie glo nie, gee voor dat God 'n klomp leuns sou vertel. So 'n ongelowige weier so waar om die getuienis wat God self oor sy Seun gelewer het, ernstig op te neem. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy Seun Jesus die Christus. Wat is hierdie getuienis, sê die Bybel vir ons? God het aan ons die ewige lewe gegee
en die ewige lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek wil net weer hierdie stukkie, hierdie gedeelte van vers 12 vir u herhaal. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Die ewige lewe is nie eendag nie. Die oomblik wanneer wedergeboorte plaasvind, opregte wedergeboorte, en jy jou hart vir die Here gee, en jy Jesus innooi in jou lewe in, en jy kind van God word deur die werking van die Heilige Gees en sy bevestiging, dan het jy reeds die ewige lewe. Is jy nou 'n nuwe skepping, en kan jy nie voortgaan met jou ou lewe nie. God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, uit die hart van ons almal, reik ons vanmôre uit na U en smeek U deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Neem ons aan as U kinders deur Jesus Christus. Help ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees om as nuwe skepsels te leef in hierdie wêreld wat ons net deurgaan, hierdie tydelike woning wat ons hier het, op pad na ons ewige woning by U. Omvou ons elkeen in U liefde. Bedek ons, Here. Bedek ons met U genade. Bedek ons met die bloed van ons Here Jesus Christus, sodat ons beskerm is teen die aanvalle van die Satan. Maar gee ook, Here, dat ons altyd sal stry in die geloof. Dat ons hulle sal teëstaan. Hulle wat die dwaalleringe verkondig. Hulle wat gesande van die Satan is en wat ons wil afrokkel vir die Satan se koninkryk. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U woord vir ons die waarheid is. Dat in U woord ons al die waarhede leer omtrent U self en die Seun Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. En dat ons daardeur, Here, 'n vaste vertroue in U en Jesus Christus sal hê. Dit wat hy vir ons gedoen het hier op Golgotha. Dit wat hy vir ons gedoen het in opdrag van wat U vir hom gesê het om te kom doen, omdat U vir ons elkeen innig lief het en wil hê dat nie een van ons verlore moet gaan nie. Gee dat ons so sal lewe, Here, dat ons deur ons lewens U naam sal groot maak en dat altyd sal wees tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Volgende week dan kyk ons na wat moet ons glo. Deel 3 van hierdie reeks oor wat moet ons glo. Ja, daar is nog 'n paar dinge wat ons in moet glo, maar ook weer alles interafhanklik van ons geloof in wat Jesus Christus vir ons op Golgotha gedoen het. Tot 'n volgende keer, mooi loop.